geval. Skree is wat jy altyd doen. Christia Visser, Armand Oukamp, welkom by The Drive with Robin Ross. Hallo, dankie. Wat 'n voorreg, Ja. dankie. En wat 'n mooi inleiding. I wish it were true. Ek en Armand kyk because the stars. If only Stardom paid. Dit is die waarheid. Ek Ag, het julle dankie. nou apart leer ken en apart vir elkeen van julle onderhoude mee gevoer en so voort. Maar die groot rede hoekom ons vandag hier is om te gesels is oor Sal jy optel. Dit is die nuwe enkelsnit wat julle nou uitgebring het en dit is so mooi. So ek wil begin by die begin. Christia, Yes. ons ken vir jou, ons speel jou musiek al vir jare op Jacaranda FM. Dankie. Hierdie is nou 'n splinter nuwe ervaring vir jou om saam met Armand te werk aan 'n liedjie. Hoe het dit gebeur? Armand het eintlik die beter weergawe van die storie. Ek vertel 'n verkorte weergawe. Soek jy lank of kort? Kom ons gaan. Die lang weergawe kan op die podcast wees. Let's go. Okay, go Armand. So, ek ken natuurlik vir Christia in baie jare. Ons het saam gewerk in TV, film, teater. Actually is waar ons mekaar ontmoet het toe sy 18 jaar oud Ja, was en ek baie, 26. In elk geval, en sy het 'n ongelooflike loopbaan as musikant en lyricist en ek het toe in die begin van die jaar en was ek op soek na iets kreatief om te doen, net 'n lekker projek om aan te pak. En ek deel dit toe met Sean, my man, en hy sê, en hy is een van Christia se grootste aanhangers, en is van, ek sê al vir jare, julle moet saam 'n liedjie doen. En I'm like, no, I don't know, ek weet, dit is buite my comfort zone, ek weet nie of ek, en 'n paar glasse wyn later te sê hy, stuur vir Christia boodskap, en ek het, en hier sit ons nou. Dit was letterlik, ek het 'n boodskap gekry van Armand af wat gaan, haha, kom ons doen 'n song saam. En ek het gegaan, okay. En daai haha was net om myself te beskerm as hy nee sê, dan gaan ek, was dit 'n grappie? Ja. En dit was great want ek was op daai stadium, ek meen ek skryf altyd. Ek is altyd besig om te skryf. Dis my diary. En ek sê altyd ek voel ek moet dit deel met die wêreld want dit is so half as ek net vir myself wat beteken dit nou eintlik? Ja, nou so dis lekker om hierdie goed te deel en ek het iemand nodig gehad wat ek vertrou, maar ook ek het nie eintlik geweet ek wil 'n duet op hierdie stadium doen. Ek het geweet ek wil een doen en ek het geweet ek wil dit met iemand doen, obviously. Ja. Maar ons soveel ongelooflike kunstenaars en almal het hulle sterkpunte en ek het nie geweet waar om te begin. En mense is ook insecure, jy's bang, jy vra iemand en hulle sê nee. Tell me about it. You know, whatever. Maar toe Armand my vra, toe klik dit net. Sy emotional depth and understanding and I trust him and he trusts me and you know, we can just jump in together and if we fail then haha. Let's fail together. Ja. Grappie. Did you have a song already or was this something that you went to Dirk and said and the team that you write with and you kind of went, listen, Armand wants to do something with me. Let's work something out that could play to his skills. Well, yes, to an extent it was definitely that. I am, like I said, ek skryf altyd. So ek was definitief besig om te skryf op daai stadium, maar ek het nog niks spesifiek in gedagte gehad nie. Maar ek het geweet ek wil iets praat oor waar ek is op daai stadium. So toe Armand vir my sê, het ek dadelik begin skryf en van die goed vir hom aangestuur. En ek dink jy het daarvan gehou. Ek weet nie of jy net so gesê het omdat jy Nee, dit het onmiddellik met my gepraat en ek dink Christie het ook vir my gevra, stuur vir my net 'n paar references, like wat inspire jou, wat se tipe musiek hou jy van, as jy nou iets moes gesing het, hoe, jy weet. En toe deel ek met haar 'n paar, een liedjie. En toe is dit presies dieselfde liedjie wat sy ook in gedagte gehad het, net in terme van gevoel. Ja, 'n gevoel, Ja. the emotional depth wat sy, Ja. jy weet wat ons heeltyd oor praat, maar dit was as ons iets kon vasvang wat ons laat voel soos wat daai liedjie ons voel, en toe is dit presies dieselfde liedjie. Ja. So Dit was 'n baie organiese proses en so het ek toe na die span toe gaan en toe ons sit en skryf die eerste keer het die mailmense gekyk, toe gaan hy, wag, skryf ons nou die duet? Ek sê ja. En ek het so op amper geskryf asof ek vir myself skryf. Ja. Maar die hele sang is geskryf as 'n dialoog en ek wou dit spesifiek so doen. Ek weet met duets is dit baie keer meestal verse, elkeen kry 'n verse soos die hele chorus. Maar vir my was dit belangrik dat 'n mens die egtheid van die verhouding vasvang en hoe elkeen probeer, want elkeen het sy kant van die storie, right? En in die sang kom dit ook so deur. So ek weet dit was baie organies, ons het almal mekaar vertrou, rondgespeel.
En hier sit ons en ek is so dankbaar dat mense reageer goed. Baie goed, baie ja. dankbaar, ja. Het julle gedink julle stemme gaan so mooi by mekaar pas, want dit is 'n diep emosionele liedjie. Ons gaan nou 'n bietjie chat oor die musiekvideo ook wat absoluut stunning is. Het julle gedink julle stemme gaan so goed by mekaar werk? Ja. Is dit? Ek het ek het Sadie, geweet want ja. ons het jare gelede 'n fashion cabaret, het ons 'n cabaret gedoen op by Artscape. 12 jaar. Jy het 12 nou die jaar dag gelede. die memory geshare. En so ek het geweet Armand kan sing. Ek weet ek kan 'n noot hou. En ons het in daai stuk 'n paar goed saam gesing. So I know ons tones werk, maar die meer belangriker as dit vir my was die feit dat ek is nie 'n perfekte sanger nie, ek is nie 'n perfekte persoon nie, ek is nie like you know, ek doen goed uit passie uit en ek glo as jy dit doen omdat jy lief is daarvoor en daar's passion, dan vergewe mense baie keer enige klein foutjies, you know, dit's 'n bit want perfection is not relatable. Ja. No one is perfect. So en dit is in my stem ook. Ek weet ek het al baie opleiding gehad in my lewe en elke liewe juffrou wat met my gepraat het gegaan, hou terug die perde, oppas hier, jou tegniek hier, my dans ook. My technique's not great, but man, I swing it. The love is there. So Ja. dis pretty much hoe dit gebeur. Dit laat my nou dink aan iemand wat met wie ek 'n gesprek gehad het voordat ek en jy die liedjie aangepak het, is hulle luister omtrent net eksklusief musiek van die 70s, 80s en 90s, want hy sê Stevie Nicks. Daar is baie keer is daar 'n slight semitone waar sy nie op die ding is nie, but it wasn't fixed because it's imperfect And it's real. and it's real. En ek maak 'n punt daarvan Dirk verstaan my ook. So dis die lekker ding is Dirk verstaan Christia taal. Want ek weet nie eintlik altyd hoe myself uit te druk nie. Ek gebruik vreemde goed soos vir daai Mario klank, daai Super Mario klank. Ja, wat dit al dit uit. Ek weet nie wat dit is nie. So Dirk verstaan ook nou al dat daai tipe klein amper wil ek sê imperfections, nudges in jou stem. Dis goed wat ek wil hou. Want dis wat my Christia maak. Dis ek. En dis waar mense ek wil amper sê untrained voice so ongelooflik goed gewerk het. Want al wat ek die hele tyd vir hom ook gesê het is, ek weet jy kan sing. Ons almal ek weet jy kan sing, jy weet jy kan sing, so gee vir my die emosie. Ja. Speak it for me, be that character. En hy hy het dit gebring. En dit werk. I'm so glad it worked. Ja. En dit is wat regtig so mooi oorkom as mense aan die liedjie luister, is daai emosie in julle stemme en natuurlik die lirieke help en die melodie help ook verskriklik baie. Ek wil bietjie gesels oor die musiekvideo. Dit is so mooi geskied. Dit is net lig en jy voel asof jy daar in daai situasie is met daai twee mense. Mense is so meegevoer. Hoe was dit weer vir julle om saam op skerm te werk, maar nou met die musiekvideo vir die liedjie wat julle saam opgeneem het. So dit is 'n hele klomp leiers. Ja, dit was vir my onmiddellik was ek op my gemak geweest want this is what I know. Yes. I've done this before. And actually ek en jy het baie lank laas saam gespeel. Ons was al in dieselfde projekte, maar om saam regtig teenoor mekaar te speel. It just felt familiar. It felt like a bit of a coming home. Ons Tom en Lily oomblik. It was really van Book Club. Dit was eintlik vir my nogal special die shoot ook want ons het alles baie mense het my gevra, "Hey, wie direk, wie het gechoreograph?" En dan sê ek, "Nee, eintlik ons het net gespeel. Ons het net gespeel en die kamera het rondom ons gespeel." Ja. Dit was die mooiste of intimate shoot want ek en Armand kon mekaar lees en mekaar verstaan en hy weet waar die liedjie vandaan kom vir my en hoe persoonlik dit is. And he has respect and he's like a safe space for that, you know. So dit was maar ook, moet ek sê, met al hierdie diep goed wat ons nou praat. Vertel vir hulle, ons het double speed geskiet. Ja, so om die mouthing of the words te sync in real time, maar die bewegings in slow-mo te kan hou, moet jy op die dag dit in 2 times speed opneem. So die backtrack wat gespeel het waarop ons gelipsync het op die dag. Like chipmunk vibes. Ja, and you acting your little heart out, but it's quick. En jy beweeg vinnig. So ek is so bly dat alles mooi en sensitief en emotional oorgekom, want on the day it was a lot of laughter. This process was actually a lot of trust in like everyone involved. We all ons het almal vertrou dat dit gaan of baie goed wees of baie sleg wees. Dit moet nou maar net gebeur. Gelukkig is dit goed. Nee, dit is so mooi. Maar ja, maar regtig mooi. En dit was
ja, die plek wat op daar's baie uitdagings met enige shoot. Ja. Maar alles het net so mooi in plek geval. Daai location wat ons gekry het was soos die perfekte location vir die song. Hierdie huis wat tans in 'n transition is van word dit afgebreek of word dit opgebou? Dis hierdie dis nie 'n bouval nie, but it's not a complete home. And where is this going to go? Is it going to stay deserted or is it going to be built back up? Yeah. Dit was ek moet sê die location het ons amper last minute want ek wou oorspronklik op 'n soutpan geskiet het. Maar die soutpanne is duur, glo dit of nie. Soutpanne kos There's a lot of money in salt, guys. Wow. Maar ons het hierdie huis half last minute gekry en ek het net gegaan dit is perfek want ek het op stadium gedink ek gaan my meubels uit my eie huis uitdra. En echt buiten dit het ons net ek dink hoe ons die musiekvideo gedoen het ook waarin elke verhouding het jy die goeie oomblikke en die slegte oomblikke and nothing is just bad. Hierdie liedjie is nie vir dis nie 'n negatief liedjie nie. Dis 'n liedjie waar ek gaan hey ofwel ons gaan as ek vanaand vir jou bel en my hele hart uitstort sonder mooi woorde en mooi sinne en ek jy weet ek is amper dronk op emosie in die lewe en wat ek vir jou wil sê, gaan jy die tyd vat om te luister of nie? It's kind of open-ended, right? Ja, en dis nie negatief nie, dis en goed kan eindig en nog steeds kan jy aan die mooi memories vashou. Jy hoef dit nie te verloor nie. Ja. So ja, dis baie klein dingetjies ek kan lank praat. Dis pragtig. Dit is vir my net so pragtig. So julle twee het natuurlik verskeie goed wat julle besig hou. Hoe gaan julle dit regkry om eendag op 'n stadium hierdie liedjie saam live te kan doen? Ons het al klaar ons eerste Breaking news. Wow, you heard it here first. Breaking news, hot off the press. Ons het ons eerste show saam geboek. Ja, en dit is 'n wonderlike 'n nuwe avontuur. Dis 'n vroueoggend en ons ek dink dit gaan baie fun wees. Ons gaan stories vertel. En buiten dit het ons nou so half gespaak om te gaan. Okay, ek het my Christia Visser show. Hy gaan moontlik in die toekoms sy Armand Oukamp show. Ja. En dan gaan ons 'n show saam create wat ons is wat mense kan ons boek en ons het so baie stories om te deel, ons het so baie goed al saam gedoen en ons was al gras, letterlik ons was al gras. Ons het by die J&B Met in die Kaap aangetrek in soos gras outfits in hitte geweer vir 'n baie klein voetjie. Ja. En ons het mense verwelkom na die VIP area. ons kom al lang jare saam. So ons sien eintlik vreeslik uit om te begin woeker aan dit, ja. Nee, maar dit is so opwindend. Ek wou ook vra julle ander goed wat julle besig hou. Jy as mamma, aktrise, entrepreneur, vervaardiger, akteur, man, julle doen so baie goed. So wat gaan nou in julle lewens aan behalwe vir hierdie splinternuwe liedjie en waarna kan ons Jacaranda FM luisteraars uitsien? Ek gaan eers gaan want joune is cooler. Lies, I don't have a beautiful child. I'm a full-time mother and this is my favorite job in die hele wêreld. En obviously is ek altyd aan die skryf. Ek is besig om ek skryf al vandat ek 7 jaar oud is. Ek het boeke vol gedigte. Wat ek besluit het, ek nou met die wêreld gaan begin deel. Ek weet ek deel dit in my musiek, maar dis so min. So ek begin nou speel met idees rondom dit om my gedigwerk uit te kry. Ek het ook my merchandise, die website gaan binnekort launch. So daar's baie dingetjies en obviously I'm auditioning. I'm hoping for someone to go, hey, she's still an actress, lekker. Ja, and possibly direct, maybe ek something. het 'n possible directing opportunity. So daar's baie dinge in die pipeline en op hierdie stadium alles sprit en ek kyk wat se een kook eerste. Ongelooflik. Armand? Ja, ek deurlopend is koer, maar een van my groot fokusse om koer, jy weet, aanhoudend op te bou en te vernuwe en nuwe goed by te sit en te bemark en dit is 'n ongelooflike passie en daai is my baby. Koer is natuurlik Armand se wat is dit? Maatsoek toepassing. Ja, dating app. Ons het maar nou vrede gemaak dat maatsoek toepassing val nie so lekker op die oor nie. Dis die eerste Afrikaanse dating app. Nee, love it. En dan ook, sorry. En dan Vrydag begin daar 'n ongelooflike nuwe opwindende TV-program wat ek die aanbieder van is. Drukkoker op Via. Wat 5 kokke en 5 restauranteurs bymekaar sit en hulle moet 'n restaurantervaring in 'n spyskaart skep en is 'n kompetisieprogram, so daar's groot geld op die spel en dit voel vir my dit is half die 3 elemente waarvoor ek die liefste is of in my lewe. Jy weet entrepreneurskap, kos en dan dating because it is
a form of dating. We're looking for the best relationship between a chef en 'n restaurant-eienaar. En dis baie opwindend. Dit is ongelooflik. Baie dankie julle twee dat julle by The Drive with Rob and Roz kom kuier het. Dank. The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM.